voorreg om met jou te gesels. En dan in die besonder, soos ons beloof het, praat ons vandag verder oor die geestelike oorlewing en die toerusting wat ons daarvoor kan gebruik, naamlik waarheid. Kom ons sê net weer vir mekaar, geestelike oorlewing is die vermoë om onder druk met jou hele menswees staande te bly, ongeag enige uitdaging, of dit nou in jou gees, jou siel, of in jou liggaam is. Nou, die antwoord hiervoor vind ons in Efesiërs 6 vers 10 tot 18, waar daar 'n goeie uiteensetting gegee word van die toerusting wat ons kan gebruik om geestelik te oorleef. Om tyd te spaar lees ek uit die aard van die saak nie die hele gedeelte nie, maar wat ons moet verstaan is dat Paulus hiervan 'n beeld gebruik maak as van die Romeinse soldaat se vegtoerusting. En ons besef dat die toerusting wat ons gebruik is nie van 'n menslike aard nie. Dit is toerusting wat nie op jou is nie, maar in jou is, wat van binne na buite kom, uit jou siel of uit jou gees. Ons praat dan nou verder oor daardie eerste stuk toerusting, soos wat hy dit beskryf in Efesiërs 6 vers 14, se eerste gedeelte, waar hy sê, bly op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Ons moet alles in ons vermoë doen om in waarheid te leef. Trouwens, elke volgeling van Jesus het die waarheid, want Jesus is die waarheid. In 2 Johannes 1 tot 4 verduidelik die skrywer Johannes aan sy lesers wat die waarde van waarheid in 'n mens se lewe is. Hy sê dat hy sy lesers liefhet, saam met almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in hulle bly en ewig by hulle sal wees. Die lesers van sy brief is dan ook mense wat in ooreenstemming met die waarheid lewe. En daarom kan ek vandag sê, openheid en integriteit is deel van die mens wat die waarheid ken, wat die waarheid liefhet. Ons moet op ons hoede wees vir die moontlikheid dat mense wat hulle voordoen as gelowiges ons lewe versuur. Soos Jesus sê in Johannes 8 vers 44. Hy sê julle, en hy verwys na die mense wat hulle as gelowiges voordoen, is kinders van die duiwel. Hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê, julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en die vader van die leuen. Ons moet baie versigtig wees vir die leienaars van hierdie wêreld. En juis daarom is dit so belangrik dat ek en jy, dat ons as gelowiges altyd volgens die waarheid sal optree. Niemand moet agterna 'n vinger na ons kan wys en sê, jy het nie die waarheid gepraat nie. Kom ons vra die Here om ons te help. Vader, baie dankie dat ons op U kan staatmaak om ons te help, deur die krag van die Heilige Gees, om altyd die waarheid lief te hê en waarheid te praat. In die naam van Jesus. Amen.